Man, dis lekker om saam met jou elke dag te groei in God se woord. Ek hoop dit stig jou soveel soos wat dit vir my stig. Gooi gerus 'n bietjie 'n thumbs up of 'n hartjie of iets as jy hou van ons daaglikse oordeenkings, dat ons weet jy leef en dit gaan goed met jou. Rinus hier van Parys, dag 91. En vanmôre wil ek met jou praat oor die minste. Handelinge 13 vers 1. In die gemeente in Antiochië was daar profete en leraars. Barnabas, Simeon met die noemnaam Niger, Lucius van Cyrene, Manaan wat saam met koning Herodes Antipas groot geword het, en Saulus. Die woord Saul beteken versoekte een, net soos koning Saul deur die mense versoek is. Wat beteken Paulus? Klein. Jy sien iets het in Paulus se lewe gebeur toe hy tot Christus bekeer het. Hy het homself nie meer as Saul, die versoekte een, die man in gevaar, geïdentifiseer nie. Nee, hy het gesê, noem my klein. In die vroeë deel van sy bediening het Paulus gesê, ek is die geringste van die apostels. In die midde van sy bediening het hy gesê, ek is die geringste van die heiliges. Aan die einde van sy lewe het hy gesê, ek is die grootste van die sondaars. Ek vind dit interessant dat hoe langer Paulus met die Here gewandel het, hoe meer het hy besef hoe ver hy van hom af was. Dis altyd hoe dit is. Die fariseer wat op die straathoek gebid het, het gesê, God, ek dank U, ek is nie soos ander mense nie. Terwyl die ware bekeerling op sy bors gestaan en gesê het, God, wees my sondaar genadig. As jy minder as geskik voel vir die uitdaging wat voor jou lê, vir die dag wat voor jou lê, wees bly. Jy is in goeie geselskap en in die perfekte posisie vir die Here om iets wonderliks in en deur jou te doen. Mag die Here jou genadig wees in hierdie dag en met jou wees. Amen.